Ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 451. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy dalk belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het, of in my Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die 1881 weergawe van Dr. Joseph Briand Rotterdam. Ek het van hulle in voorraad, jy kan in geen boekwinkel in die wêreld koop nie. Nie een boekwinkel hou hulle aan, nie Koen boekwinkel of enige een van hulle, nie Amazon, niemand nie. So sou jy belangstel, ek het 'n pakket waar jy 2 Bybels kry vir een se prys, posgeld ingesluit in Suid-Afrika. Sou jy belangstel, kan jy my kontak op my WhatsApp nommer, of as jy van die ander boeke belangstel, of iets wil weet, of dalk iets het om met my kortliks te deel. My WhatsApp nommer 0722 367 124, of jy gaan na my webtuis daar, https://, jaffa.co.za, soos jy sien hierbo, né? As dit dalk die eerste keer is wat jy na die reeks gaan kyk of luister, is uiters belangrik om steeds by deel 1 te gaan begin, anders gaan jy nooit die werklike waarheid weet nie. Uiters noodsaaklik laat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van al ons ander studies kan ontvang. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses, hierdie reeks is lewensveranderend. Skryfblok en pen, uiters belangrik in 'n 33 Bybel. Ten minste, kom ons bid saam. Ons kom vanmôre om vir u baie dankie te sê in die begin van 'n nuwe week, Vader Jaffa, vir 'n wonderlike naweek waarin u ons geseën het en ons gebruik het om as evangeliste lewende saad te saai in ander mense se lewens. Ek wil vanmôre bid, die saad wat gesaai is oor die naweek, laat dit deur die Ruach HaKodesh benat word, Vader, en dat vrug dra 30, 60, maar ons bid 100voudig. Ek wil vanmôre bid dat die salwing op die woord sal wees, laat dit lewende water sal word, lewende woord, Vader. Iewerste laat u uself aan iemand openbaar, en seën vanmôre elke Jaffis, boetie en sussie, hulle wat krank is, hulle wat probleme het, hulle wat in stryd is, hulle wat drastiese uitkoms nodig het. Ek bid in die naam van Jaffa. Die aarde behoort aan u, Vader Jaffa, en die volheid daarvan. Seën ons al so terwyl ons in afwagting is om te hoor wat die Ruach HaKodesh met ons gaan deel. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, en elke Jaffa sê halleluja, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie of deelname vir u 'n wonderlike geleentheid gaan wees en tot groot seën gaan wees. Jy gaan vind met die boekie by die boek Spreuke waarmee ons nou al baie lank besig is, dat ek gaan dit so 'n bietjie op 'n anderste manier vir u aanbied. Omdat ek gevoel het dis wat die Ruach HaKodesh sal wil hê ons moet doen. Jy sien, Apostel Paulus kom hy sê ons ken ten dele, ons profeteer ten dele. Met ander woorde, ons spreek van dit wat ons weet. Die woord sê, hoe sal ons weet as iemand ons nie sê of ons leer nie? Nou dis wat die Ruach met my gedoen het. Hy het my een oggend terwyl hy my wakker gemaak het, het ek die Ruach oor sê dat ek moet die boek Spreuke van vanoggend af uitbrei. En u gaan sien hoe ek, wanneer koning Salomo oor sekere onderwerpe praat, gaan ek Nuwe Testamentiese, meeste van die tyd, Nuwe Testamentiese skrif, ek sê nie altyd nie, maar meeste van die tyd, vir u skrifverwysings aanhaal, wat relevant is op die gedagte waarmee ons dan besig is, en op die manier kan ons soveel meer uit die studie uitput, en dit kan ons seën daarin. Ek vertrou dit gaan vir u 'n groot seën wees. Maak notas van die skrifte wat ek gee, sodat u dit verder kan bestudeer. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 24, en ek wil weer hê, u moet mooi kyk na die beeldspraak wat koning Salomo gebruik. Koning Salomo verduidelik nou, Spreuke 24 vers 13,
Hy sê, eet heuning my seun. Nou praat hy met sy seun. Hy sê, eet heuning my seun, want dit is goed. En heuningstroop is soet teen jou verhemelte. Nou, ek gebruik in plaas van suiker, breinsuiker of wit suiker, gebruik ek vir jare al heuning, wanneer ek bietjie jungle oats eet, of pop eet, of wat ook al. Dis vir my beter. En heuning is ook antibiotika, vir u wat nie weet nie. Met ander woorde, dit is ook medisyne. Nou sê koning Dawid, eet heuning my seun, want dit is goed. En heuningstroop is soet teen jou verhemelte. Nou as ek na die beeldspraak hierso kyk wat hy na verwys, hierdie is die bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jahwe, ons Elohim, vandag in 2026 in ons midde geopenbaar. Nou wanneer ons nou na Romeine 10 vers 8 en verder kyk, Romeine 10 vers 8 en verder, dan sê Romeine 10 vers 8 vir ons, maar dit sê, hy sê, maar wat sê dit? Ons is besig om te kyk na die geopenbaarde woord, die heuning in ons verhemelte. Maar wat sê dit? Naby is die woord, naamlik die bo-natuurlike geopenbaarde woord, in jou mond en in jou hart of sielsdimensie. Dit is die woord van die geloof wat ons vandag in 2026 steeds verkondig. Halleluja. Ek gaan hom net weer lees, laat jy hom hoor. Kyk hoe pas hy in hierso. Romeine 10 vers 8, maar wat sê dit? Wat koning Salomo gespraat het van nou, né? Naby is die woord is naby enige sondaar. Dit is natuurlik die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Dis in jou mond, waar lewe die woord? Wanneer ons spreek. Ek kan die woord aanhoudend oordink en oordink en oordink en oordink. Ek verryk uit my eie gees daardeur. Maar die oomblik wanneer ek dit spreek, dit is soos die suurdeeg, die hiest, of die bakpoeier, suurdeeg wat in die brood gaan, en hiest, of in bakpoeier wat in 'n koek gaan, dan aktiveer dit 'n reaksie. En wanneer u oor hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord praat, dan aktiveer dit 'n reaksie. Naby is die woord, naamlik die bo-natuurlike woord, in jou mond, en in jou hart of sielsdimensie. Dit is die woord van die geloof, wat ons vandag in 2060 verkondig. Nou sê ek, die godsdienstige instellinge het dit deur die eeue probeer verander. Wat? Die bo-natuurlike woord, die heuning. Maar Jahwe ons Elohim het dit bestem, dat ons dit vandag in 2026 net so suiwer mag besit en ervaar, soos wat die disippels dit ervaar het. Wat 'n blessing, wat 'n seëninge. Ons kyk na vers 9, Romeine 10 vers 9. Hy sê, as jy vandag in 2026 met jou mond Yahshua, hy sê die Here Jesus, bely, so ek bely hom nie net met my gedagtes nie, met my mond, en met jou hart of jou sielsdimensie glo, dat Jahwe ons Elohim, dis God, soos hy die 33 staan, hom Yahshua uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Wat het gebeur met die ou wat aan die kruis gehang het? Hy het Yahshua aanvaar, hy het hom bely as sy Messias, hy het hom bely as sy verlosser. Verstaan? En dit bring hom in die derde hemel. In die derde hemel. Halleluja. Nou wat sê die woord hierso? Ek het nodig, al het ek die beste bestanddele om 'n koek te bak, en ek het nie 'n bietjie bakpoeier, so 'n teelepeltjie bakpoeier, om daarin te gaan nie. Dan is daai hele koek 'n flapjack. Hy kan nie opreis nie, hy kan nie boontoe kom nie. Hy kan nie lig word nie, dan is hy soos 'n baksteen, soos 'n stuk klipbrood. So die woord het nodig om geaktiveer te word. En die Ruach HaKodesh in ons sielsdimensie, want die woord sê hy woon in ons, is daai bakpoeier wat die woord aktiveer. Wat u en my motiveer om dan hierdie heuning
wat soet is in my mond, soos koning Salomo gesê, my seun, geniet die heuning, die heuningstroop. Hoe het hy gesê, dit moet soet wees in jou mond. Eet heuning my seun, want dit is goed, en heuningstroop is soet teen jou verhemelte, dit is goed in jou mond. So ons het nodig om die smaak te ervaar, wanneer ons die woord uitdra. En jy weet, wanneer ons hierdie smaak ervaar, dit hou net nie op nie. Een keer jy hierdie smaak ervaar het, om 'n Javist te wees, wie 'n evangelis wil wees, wie die boodskap van verlossing aan 'n verlore wêreld wil verkondig, onmiddellik is daar lewe. Jy wil meer, daai smaak, daai heuningssmaak doen iets aan jou brein. Dit doen iets aan jou hele mensstelsel. Ek wil amper sê, dit aktiveer meer as net 'n smaak. Dis 'n gevoel. Dis 'n gevoel. En wanneer ek en u met die woord van Jahwe besig raak, dan raak dit vir ons nie net 'n gewoonte nie. Dis nie net 'n godsdienstige teologie of dogma wat ons verkondig nie. Nee, dit is meer as 'n gevoel. Dis die krag van Jahwe Shua in werking in 2026. Halleluja. So ek wil net weer vers 9 lees. Dit is Romeine 10 vers 9. As jy vandag in 2026 met jou mond Jahwe Shua sal bely. Jy sien die woord sê dat as julle my voor die mens bely, sal ek julle, dis Jahwe Shua, sal ek julle, wie bereid is, voor my Vader bely. Hoe wonderlik is dit? So dis 'n gee en 'n vat, dis 'n gee en 'n vat. Hy sê, as jy vandag in 2026 met jou mond Jahwe Shua bely, en met jou hart of sielste mense glo, dat Jahwe ons Elohim, ons Vader, hom, dis Jahwe Shua, uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Halleluja. En nou wil ek iets meer sê. Sal ek en u in staat wees om ander mense gered te kry? Ons kan ons nie verwag, hulle moet iets glo wat ek en jy self nie glo nie. Vers 10, Romeine 10 vers 10. Dis lekker, né? Joh. Hierdie is een van die beste gedagtes wat Jahwe my gegee het. En ek voel net in my gees, my persoon, dat dit is wat ons gaan doen in die res van die boek Spreuke, en u gaan my moet verdra, laat die Ruach my lei in sy weë. Romeine 10 vers 10, want met die hart of sielste mensie glo ons, ook vandag in 2026. Ons glo dit wat? Ons glo dat Jahwe Shua het gesê, julle sal lewe, al het julle ook gesterwe. Ons glo dat Jahwe Shua het gesê, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe, en niemand kom na my toe. Niemand kan tot hom kom, as hy nie deur die Vader getrek word nie. Halleluja. Want hy sê, want met die hart of sielste mensie, glo ons ook vandag in 2026, tot geregtigheid. Wat is dit? Dis tot redding, die geregtigheid is tot redding, tot heerlikheid van Jahwe Shua, van Jahwe die Vader. Want met die hart of sielse mense glo ons, wat glo u? Wat glo u? Dat die Satan het nie autoriteit en mag oor u en my lewens nie. Nie het sy deur siekte, deur finansies, het sy deur omstandighede, het sy deur wat nie. Die woord sê, ons is tot alles in staat deur Jahwe Shua, wie ons krag gee. Want met die hart of sielse mense glo ons is Javiste, tot gereg, dan sê hy, tot geregtigheid, glo ons, ook vandag 2026, tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. Met wat? Met die mond bely ons tot redding. Met ander woorde, uit ons monde kom daar redding, terwyl ons die bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jahwe ons Vader tydig en ontydig spreek. Nou hier's iets om te herkou.
laat dit in die gees lewe. Kom ons gebruik hierdie woord vandag om te saai in 'n verlore wêreld. Tot môreoggend, as Jahwe liewer sonde spaar. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.